Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here net dankbaar dat ons weer andermaal kan saam wees so rondom die woord van die Here. En die gebed van Maart is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig. Terwyl ons vanmôre gaan stil staan by Spreuke die 16de hoofstuk, die eerste en die tweede vers, en ons gaan kosbare waarhede leer uit hierdie twee verse, soos opgeteken in God se woord. En ag vriende, kom ons val weg met die eerste vers. Daar staan: die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. Een van die ander vertalings wat ek nageslaan het sê: 'n mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. Nou vriende, wat wil die Here vir ons kom leer? En dit is so kosbaar om te sien hoe in tyd en hoe in pas God se woord met ons as mens in die jaar 2024 is. U sien, die mens deur al die eeue is presies dieselfde. Ons dink dieselfde, ons doen dieselfde. Sondigheid is in ons harte. Ons het nodig om by God uit te kom, en daarom is God se woord so relevant vir ons dag en tyd. Ja, wat Salomo eenvoudig hier wil kom sê is, dat die planne van die hart is van die mens. Met ander woorde, ons moet beplan. Luister vriende, die Here het nog nooit vir sy kinders 'n lewe van chaos voorgeskryf nie. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n moeg getroffe lewe. So laat God water maar oor God se akker vloei lewe nie. Verseker nie. Dis belangrik dat kinders van die Here goeie beplanning sal doen. Of dit nou beplanning is vir die toekoms, wat my pensioenfonds en aftrede aanbetref, of dit beplanning is wanneer dit kom by die koop van eiendom, of miskien die gaan na 'n kerk en die deelname in die kerk, en dit wat die Here vir ons in sy woord sê, beplanning rondom my vakansie, beplanning rondom verskillende goed in my lewe met my kinders, hulle studies verder, en miskien werksplekke wat hulle na toe gaan, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dit is belangrik om te sien dat beplanning noodsaaklik is. Nou hierdie gedagte van die planne van die hart, vriende, wys vir ons amper soos die beplanning van 'n goed georganiseerde weermag. Soos u weet, is 'n weermag van kardinale belang vir 'n land, en 'n weermag moet goed georganiseerd wees. Hulle moet weet wat hulle beplan, hulle moet weet hoe hulle dit gaan uitvoer, hulle moet weet watter toerusting en wapentuig hulle nodig het. En daarom kom Salomo en hy gebruik amper dieselfde gedagte hier, dat 'n mens goed moet beplan, 'n besondere kind van die Here, sodat sy lewe nie in chaos gehul sal wees nie. Maar, baie belangrik, die maar is belangrik, die antwoord van die tong kom van die Here. So met ander woorde, ons kan beplan, maar dit beteken nie dat dit altyd so sal uitwerk soos ons beplan het nie. Waarom nie? Want God is soewerein. Daar is miskien 'n ander plan wat God in gedagte het. Terwyl ons beplan, bid ons vra wysheid, ons lees die woord, ons kry raadgewers, maar dikwels kom die Here en van tyd tot tyd steek hy so half 'n stok in die speek om ons in 'n ander rigting te stuur, wat hom meer welbehaaglik sal wees en sy koninkryk meer sal bevorder. Daarom is dit belangrik om te sien, dat ons altyd moet sê, as dit die wil van die Here is, sal ek na hierdie en hierdie plek gaan, sal ek hierdie en hierdie ding doen. Dit is belangrik om God te erken en te eer as die soewereine God, wat in beheer is van my en jou lewe, wat in beheer is van die skepping, en ook wat in beheer is van ons optredes en ons planne. Ons lees daar in Jakobus die volgende woorde. Jakobus sê daar in Jakobus 4 vers 13, hy sê: kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of sal ons dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery, al sulke roem is verkeerd. Vriende, so belangrik om hierdie groot waarheid raak te sien. Wat probeer Salomo vir ons leer? Wat probeer Salomo en dan ook Jakobus vir ons leer? Eenvoudig dit, dat ons moet beplan. Dis belangrik, dis 'n belangrike deel van ons lewe, maar moet God nooit buite rekening laat nie. Dis belangrik om te sê, as dit God se wil is, wil ons graag volgende jaar hierdie ding doen. Wil ons graag oor 3 jaar na hierdie plek toe gaan. Wil ons graag daardie tyd aftree. En wil ons graag hierdie tyd 'n sending uitreik hou. Wil ons graag in daardie tyd miskien by die kerkgebou aanbou. En dit is die belangrikheid, dat ons altyd God in berekening sal bring. Dat ons altyd sal sê, Here, U is die een wat soewerein is, oor elke optrede, oor elke daad. En al het ons hoe beplan, as U dit in 'n ander rigting wil stuur, dan sal U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Vers 2 sê vir ons, al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste. Baie belangrik. Een van die ander vertalings sê, in sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg.
maar die Here ondersoek die gesindheid. So met ander woorde, die motief van my hart is vir die Here meer belangrik as my optrede. Hoe dikwels vind jy mense wat barmhartigheidsorg doen, wat miskien na 'n ouetehuis gaan, of wat miskien by kinderhuise werk, of miskien een of ander gemeenskapsprojek aanpak. Maar hulle gesindheid is nie om daardie mense regtig te help nie, maar om vir hulle self naam te maak, om hulle self in die koerant te kry, om hulle self op sosiale media te kry, om vir almal te vertel hoe wonderlik en goed hulle is. Dit gaan nie oor die uitbreiding van die koninkryk en die verheerliking van God se naam nie. Daarom sê die Bybel vir ons, as jy iets doen, sorg dat jou motief reg is. Sorg dat jou motief rein voor die Here is. Sorg dat wat jy doen in die regte gesindheid gedoen word. Want die Bybel is baie duidelik daaroor, dat alhoewel dit vir ons miskien kan reg lyk, kan dit miskien in die oë van die Here 'n gruwel wees. Vriende, dit wys maar net weer hoe belangrik is ons hart. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, van binne uit die hart van die mens, kom daar sekere optredes. En die motief in my hart bepaal ook dan, wat ek doen, hoe ek dit doen, met wat se gesindheid ek doen, en wat die uiteinde van hierdie optrede van my gaan wees. Daarom belangrik dat ons nie in ons eie oë groot en reg en regverdig sal wees nie, maar dat ons sal sê, Here, U weet dis wat ek beplan, U weet dis wat ek graag wil doen, U weet my motief is om U te verheerlik, om eer te bring op U naam, en ek vra Here, dat U tog hierdie poging van my sal seën, dat U koninkryk daardeur sal uitbrei, dat U naam sal verheerlik, en vriende, so gesindheid sal op die einde van die dag God verheerlik. En daarom is die gebed van my hart, dat U en ek vanmôre hierdie 2 verse ter harte sal neem, dat ons goeie beplanners sal wees, dat ons mense sal wees, wat beplanning sal doen, maar dat ons ook sal weet, dat die Here soms hierdie planne van ons in die wiele kan laat ry, en dat die Here vir ons in 'n ander rigting kan stuur, om hom dan sodoende te verheerlik. Mag U en ek genade vind, dat ons geen opstand kom teenoor die Here, en opstandig raak nie, maar dat ons sal sê, as dit die wil van die Here is, beplan ons A, B en C, maar sy wil sal geskied. En vriende, wanneer ons goed doen, kom ons vra die Here dat ons motief suiwer sal wees, dat ons gesindheid reg sal wees, dat ons harte in lyn sal wees met God se waarheid en God se woord, sodat hy geëer sal word in alles, en verheerlik sal word in dit wat ons doen. Baie groete vir u, baie seën, en 'n baie mooi dagie vir u verder. Ons bid vir mekaar, en ons dra mekaar op aan die Here. Groete vir u, tada.